Goeiedag vriende, vandag kyk ons na die maaltydoffers. Daarvoor lees ons Levitikus 3 en ook Levitikus 7 verse 12 tot 15. Eers Levitikus 3. As iemand so offer 'n maaltydoffer is wat uit die beeste kom, moet hy 'n bul of 'n koei sonder gebrek bring. Hy moet dit voor die Here bring en sy hand op die kop van sy offer lê. Dan moet hy dit keel afsny by die ingang van die tent van ontmoeting. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed reg rondom teen die altaar sprinkel. Van die maaltydoffer moet hy vir die Here 'n offergawe bring. Die vet wat die binnegoed bedek en al die vet aan die binnegoed, sowel as die 2 niere met die vet daaraan wat teen die kruis lê. Die lewerlop moet hy saam met die niere verwyder. Die seuns van Aaron moet dit op die altaar verbrand, bo op die brandoffer wat op die hout op die vuur op die altaar is. Dit is 'n geurende offer, 'n offergawe aan die Here. As sy offer 'n maaltydoffer is wat uit die kleinvee kom, dan moet dit 'n ram of 'n ooi sonder gebrek wees wat hy vir die Here bring. As dit 'n skaap is wat hy as sy offer bring, moet hy dit voor die Here bring en sy hand op die kop van sy offer lê. Hy moet dit keel afsny voor die tent van ontmoeting. Die seuns van Aaron moet die bloed reg rondom teen die altaar sprinkel. Hy moet die vet van die maaltydoffer as 'n offergawe aan die Here bring. Hy moet die hele vetstert tot teen die stuitjie verwyder, asook die vet wat die binnegoed bedek en al die vet wat aan die binnegoed is, sowel as die 2 niere met die vet daaraan wat teen die kruis lê. Die lewerlop moet hy saam met die niere verwyder. Die priester moet dit alles op die altaar verbrand. Dit is voedsel, 'n offergawe aan die Here. As sy offer 'n bok is, moet hy dit voor die Here bring en sy hand op die dier se kop lê. Hy moet dit voor die tent van ontmoeting keel afsny en die seuns van Aaron moet die bloed reg rondom teen die altaar sprinkel. 'n Deel van sy offer moet hy as 'n offergawe aan die Here bring. Die vet wat die binnegoed bedek en ook al die vet aan die binnegoed, sowel as die 2 niere met die vet daaraan wat teen die kruis lê. Die lewerlop moet hy saam met die niere verwyder. Die priester moet dit alles op die altaar verbrand. Dit is voedsel, 'n offergawe met 'n aangename geur. Al die vet behoort aan die Here. Dit is 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslagte geld. Waar julle ook al woon, julle mag geen vet of bloed eet nie. En dan lees ons ook Levitikus 7 verse 12 tot 15. As iemand dit uit dankbaarheid bring, moet hy saam met die dankoffer ongesuurde brood aanbied. Ringbrode, klam gemaak met olyfolie, platbrode gesmeer met olyfolie en gesifte meel, klam gemaak met olyfolie en deurgeknie. Saam met die ringbrode moet hy brood met suurdeeg gebak aanbied by sy maaltydoffer wat hy as dankoffer bring. Van elke soort brood van die offer moet hy een aanbied as 'n wydingsgeskenk aan die Here. Dit is bedoel vir die priester wat die bloed van die maaltydoffer sprinkel. Dit kom hom toe. Die vleis van sy maaltydoffer wat iemand uit dankbaarheid bring, moet op die dag van sy offer geëet word. Niks daarvan mag oorbly tot die volgende oggend nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die brandoffer het versoening tussen God en Israel bewerk, en daarna het God hulle genooi om hom by sy tabernakel te ontmoet. Hulle gaan daarheen met geskenke. Dit is die graanoffers. Wanneer dit gedoen is dit tyd vir die fees. Daar is vrede tussen God en sy volk, omdat God vrede gemaak het deur die offers. Daarom word die maaltydoffers ook vredeoffers genoem. Hierdie offer maak nie vrede nie, maar hierdie offer is moontlik omdat daar reeds vrede is. Israel is nou vry om God te ontmoet. Vir hierdie ontmoeting kon hulle manlike of vroulike diere bring. Dit kon beeste, skape of bokke wees. Dit was 'n vrywillige offer wat hulle enige tyd kon bring. Dit was 'n ekstra offer. Hulle het hierdie diere geoffer omdat hulle 'n fees saam met die Here wou hou. Die aanbidder het dit gebring om te wys dat sy hart oorloop van dankbaarheid. Daarom word hierdie offers ook dankoffers genoem. Die dankoffer gaan oor 'n verhouding met God. Al was dit 'n vrywillige offer,
het God baie spesifieke instruksies gegee oor hoe dit gebring moes word. Die dier kon manlik of vroulik wees, maar dit moes sonder gebrek wees. Slegs die beste kwaliteit was aanvaarbaar vir 'n fees saam met God. Die beste deel van die dier, dit is die vet, lewer en niere, moes vir die Here verbrand word. Dit moes bo op die brandoffer verbrand word. Die brandoffer het vir die Israeliete die vryheid gegee om in 'n verhouding met God te wees. In hierdie verhouding kon hulle hom dank, geloftes maak en dinge van hom vra. Hulle het hierdie vryheid omdat God hulle deur die brandoffer aanvaar het. Die dankoffer is 'n beeld van hierdie verhouding en dit is ook 'n geurende offer aan die Here. 'n Spesifieke deel van die dier het aan die priester behoort. Die Israeliet moes ook graanprodukte byvoeg wat aan die priester gegee is. Op hierdie manier het hulle die priesters gehelp om hulle werk te doen. Die res van die kos het teruggegaan na die Israeliet. Hy moes dit op dieselfde dag of soms die volgende dag eet. Hy kon geen kos vir later bære nie en daarom moes hy familie en vriende nooi om in hierdie offer te deel. Dit het op gemeenskap, vrede en vrygewigheid gedui. Tydens hierdie offer het hulle vrede met God gevier. Binne hierdie vreedsame verhouding kon hulle terugkyk na wat God reeds vir hulle gegee het en vorentoe kyk na die dinge wat God aan hulle beloof het. Hierdie offer was 'n geleentheid vir groot vreugde in die teenwoordigheid van die Here. Jesus het gekom om vrede te maak tussen God en sy volk. Daarom het ons nou 'n verhouding met God. Jesus is die finale dankoffer. Toe hy homself aan God geoffer het, het hy dit uit sy eie vrye wil gedoen. Hy het alles wat God gevra het, oorvloedig gegee. Hy het dit ook gesê, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Johannes 10 vers 10. Jesus het vir ons die Heilige Gees gegee, sodat ons hierdie oorvloedige lewe reeds op aarde kan ervaar. Die Gees gee vir ons 'n fees saam met ons Hemelse Vader en ons geestelike familie. Die Heilige Gees is God wat in ons werk, sodat ons verlossing saam met God kan vier. Ons sien uit na 'n fees saam met God in die hemel. Maar terwyl ons op aarde is, gee die Gees vir ons 'n voorsmaak van hoe hierdie fees sal wees. Kyk na Romeine 5 vers 1 en 2. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan, en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Ons is op grond van geloof geregverdig. Ons lees daarvan in die brandoffer. Nou het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. As gevolg van hierdie vrede kan ons nou beroem op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Ons kan juig omdat Jesus 'n volmaakte samesyn tussen God en sy kinders skep. Paulus skryf aan die Efesiërs dat Jesus ons burgers van God se koninkryk en lede van sy huisgesin gemaak het. Dit is 'n nuwe verhouding met God en ons kan juig want dit beteken gelowiges leef in die teenwoordigheid van God. Ons kan hom aanbid, hom prys en hom dien. Ons kan ook op hom vertrou om ons op die regte pad te lei. Ons kan tot hom bid en alles wat ons nodig het van hom vra. En ons kan uitsien na die lewe in die hemel waar ons 'n ewige fees saam met hom sal vier. Ons moet hierdie voordele van 'n verhouding met God vier. Saam met ons geestelike familie moet ons alles wat ons ontvang het en die beloftes waarvoor ons nog wag, vier. In Kolossense 2 verse 6 en 7 lees ons: Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Die verhouding wat ons met die Here het, moet sigbaar word in ons lewens. Dit word sigbaar wanneer ons God met ons woorde prys en wanneer ons dit wat ons het, vier deur dit te deel. Ons lewens moet soos 'n dankoffer aan God wees.
Ons kan in ons alledaagse lewe saam met God fees vier wanneer ons bid en na sy woord luister. Ons kan ook hierdie samesyn geniet wanneer ons daaglikse werk eerlik en ywerig doen. As ons die Here wil dank vir die vreedsame verhouding wat hy bewerk het, moet ons begin deur God te leer ken. Johannes sê dat as ons werklik gemeenskap met God wil hê, moet ons hom ken. As ons hom ken, kan ons die dinge doen wat hom gelukkig maak. En dit is hoe ons weet dat ons hom ken. As ons sy gebooie onderhou, maar wie sy woorde gehoorsaam, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword, en hieruit weet ons dat ons in hom is. Wie sê dat hy in hom bly, behoort self ook te leef soos hy geleef het. 1 Johannes 2 verse 3 tot 6. Gelowiges moet ook saam fees vier. Ons moet eredienste bywoon en vriende na eredienste nooi. Ons moet fees vier wanneer ons saam bid, sing en selfs eet. 'n Israeliet sou 'n dankoffer bring wanneer hy kies om sy dankbaarheid teenoor die Here te wys. Dit herinner ons daaraan dat ons nooit die vrede wat ons met die Here het, ligtelik moet opneem nie. Elke keer as ons dink aan die waarheid dat Christus vir ons vrede met God gegee het, moet ons hom prys en die goeie dinge wat hy vir ons gedoen het, aan ander verkondig. Ons kan dit enige tyd vier, wanneer ons as gelowiges bymekaar kom. Maar ons kan ook spesiale geleenthede vier, soos 'n doop of 'n geloofsbelydenis. Ons fees saam met God is nog nie volmaak nie, maar ons kan reeds 'n voorsmaak daarvan kry. Dit is moontlik omdat ons in 'n verhouding met ons hemelse Vader leef. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.